Onze Vader, baie dankie vir hierdie oggenduur. Dankie dat ons so kan saam wees as 'n geestelike familie. Here, U ken elke hart, U ken elke behoefte, U ken elke blydskap, U ken elke getuienis. Maar U ken ook elke uitroep, elke noodroep, elke wanneer God. En dis by U reeds bekend. En daarom kan ons weet dit is môre in U teenwoordigheid. Op plek is waar U Gees se salwing die juke breek. En dit is met hierdie verwagting wat ons uitsien om U teenwoordigheid en openbaring vanoggend in ons dienste kan beleef en kan ervaar. Ons wil U graag kom aanbid met ons sange, dat dit nie net woorde sal wees wat ons mond vorm en woorde wat ons oorlees en maar dit ons hart vanmôre dit sal sing tot eer van U verheerliking van U naam. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade in Jesus naam. Amen. Kom ons staan. Kom ons sing dit oor van die Here vanmôre met blydskap. Ons het jare gespaar na die waters. Ons het jare gespaar na die waters, ons het jare gekom na die Here. Here stuur ons die vuur van die Heilige Gees, van die lewend verander weer. Want dit is gunstig en liefde, met die Heilige
Dankie Here vir die Pinksterherlewing. En omdat daar Pinksterherlewing is, kan ons sê, my Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Hy is die Alpha, want hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Amen. Glo jy vanmôre Want dat hy Jesus is kan die aan? Amen. die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Kom ons doen nie maar. My Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. My Jesus kan alles doen, alles doen. Want hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Amen. Halleluja. Kom ons gee vir Here nog lof vanmôre. Vanmôre is daar 'n ander gees, die sal opgewonde uit vanmôre. En ons kan net die Here loof vir dit. En daarom kan ons sê, lei my Here, lei my na die waters waar daar rus is. Lei my, Here, lei my, Here, lei my. Lei my na die waters waar daar is rus. Soos 'n boom
Lees bly. Die Here is my heiland, dit sal my omgee, en aan my Here, en soen my vrouwen, wat is waar is, jy
mooi vanmôre uit my, weet jy my sussie, baie, baie diep. Besef jy vanmôre terwyl jy hier die lied gesing het, jou gedagtes ook soos myne oor jou lewenspad teruggegaan. Nie dat ons jou hand aan die ploeg staan en omkyk nie. Maar ons hart herinner ons hoe diep by ons gaan uithaal het. Staan jou getuienis môre nog soos vuur in jou binneste saam met die bloed van die lam, die werk van die vyand te verbreek. Of er daar net te veel dinge, net te veel, al in jou lewe gebeur, wat selfs jou getuienis probeer stil maak het. Hy plant my voet op 'n ewige rots, en baie, baie diep, al in my en jou uit vanmôre. Saam met hom, en tyd, want hy het ons diep gaan uithaal. Jy kan die sitplek neem. Ja, baie diep, Here, lief om hierdie lied te kan sing, en te kan weet, baie diep, het jy ons gaan uithaal. Amen. Jy nou wat ek lang reeds in my lewe ontgroei het as kind van God, was om op 'n Sondag te voel ek moet preek, so die mense van die preek te hou. Ek het dit ontgroei. Weet jy hoekom? Want ek en jy kan mekaar in die krop kyk en ons kan dink wat het ons nodig. Maar God ken ons hart en hy ken ons battles. En net hy alleen weet presies wat sy woord moet vanmôre uit die mond, uit die lippe van vlei vloei om jou vanmôre te kan opbeer, om te kan vorentoe beer en tyd te kan beer. Amen. Openbaring 20 vers 8 tot 15. Ek is geen leidende skrifgedeelte vanmôre, nadat ons opgemaak het die gebed. God se hof, die laaste woord. Toe die Heilige Gees my hierdie tema gee, het eintlik al 'n paar keer in berading waar ek met mense sit al oor my lippe gekom, gedeeltes van hierdie gedagte. En terwyl ek stil word en die Heilige Gees vir my sê, dis die tema van vanoggend se boodskap, toe wil ek dit amper sê, Here, nou, hierdie tyd, vandag, en ek skuif eers die gedagte so weg. En ek wag vir 'n volgende tema. Wag vir 'n volgende gedagte. En die Heilige Gees wat my weer terug hiernatoe. En ek raak stil. En toe ek hierdie woord begin kou, soos geroosterde brood met vars botter op. Wat is lekkerder as geroosterde brood, warm, met hy botter op? En elkeen van julle sal vanmôre, kan ek soms so uit die gehoor het oor, elkeen het sy idee wat hy sal met daai brood en botter op hom, soos my een sal sê mamai. Ja, sy sê marmelade. En die ander sal sê nee man, wat doen konfyt of tomatie konfyt of 'n lekker sunny side up eier wat bo by brood moet gaan hê. Maar vanmôre wil ek vir u sê, mag die boodskap vanmôre vir jou die bestanddeel op brood wees. Wat jou lewensbrood wat jy by God ontvang, jou kom voed vanmôre vir hierdie lewenspad. God se hof, die laaste oordeel. Openbaring 20 vers 12 sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
Gedagte uit vandag se boodskap as padkos op jou lewenspad. Jou onvergeefde, verkeerde dade, woorde, gedagtes en motiewe. Gedurende jou lewe op hierdie aarde gaan jou eendag oordeel deur die wet van God. Of daar is daar nou geen veroordeling meer vir die kind van God wat deur Jesus Christus bloed vrygespreek is in sy geregtigheid, mishpat, is die Hebreëse woord vir geregtigheid wat in hierdie konteks gebruik word. Kom ons nader God se troon in gebed. Vader, terwyl die wêreld brand, terwyl omstandighede opbou en dit ons voel soms of ons in 'n wurggreep is. Terwyl daar soveel vrae en so min antwoorde in die tye is waarin ons leef, uitdagende tye soos nog wat ons in ons lewe nog nooit beleef het. Weet ons dat in hierdie tyd, in hierdie druk, is jy nog steeds God. Het jy nie van ons vergeet nie. En vanmôre, Vader, verlang ons dat u woord ons sal kan oplig. En vir ons die paai sal oopbreek en die rooi see sal oopmaak, sodat ons kan deurgaan. In Jesus naam. Amen. Ek het hierdie prentjie geskep, en hy is nou op my selfoon ook, waar ek op my knieë voor 'n kruis kniel, terwyl die wêreld om my brand en oorlog en alles aan die gang is dit nog steeds die kruis uit van Jesus wat er staan te. Gods hof, die laaste oordeel. Openbaring 20 vers 11 tot 15 lees soos volg, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die seer die dode gegee wat daarin was, en die dood het die doderyk en die dode gegee wat daarin was, en ons geoordeel, elkeen volgens sy werke. Nie omdat daar 'n God in die hemel is wat nie meer lief is vir jou nie. Nie omdat die Satan meer mag en meer sê het oor jou lewe nie. Nie omdat dit of omdat dat nie, volgens jou eie werke. Elke mens op hierdie aarde wat nog ooit gebore is, sal eendag of vry wees, of voor God wag, om geoordeel te wees volgens hulle werke. Maar u sal verstaan, soos die boodskap volgens meer en meer oopgaan. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Ek hou van die King James Bible vertaling, want dit lees soos volg. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. En dit vat my vinnig terug na terwyl Jesus op aarde gewandel het. Die vertaler skryf bo aan die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Hierdie was nie 'n gelykenis nie. Omdat Jesus hierdie gedeelte begin en sê, daar was 'n ryk man. En daar was 'n arm man, Lazarus. Hy sê nie, die einde van die tyd sal wees soos twee mense, en dan verduidelik hy simbolies hoe die mensdom sal wees. Hy sê daar was 'n ryk man, en hy noem nie sy naam nie, en 'n arm man, Lazarus. En albei het gesterf, en Lazarus wat God ken, al was hy 'n arm man, al was hy 'n boemelaar, al was hy 'n bedelaar. Die woord sê nie hy was 'n boemelaar, hy sê nie daar was 'n arm man.
was deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En kort daarna het die ryk man ook gesterf en het hom 'n plek van pyniging en smarte bevind. En terwyl hy sy oë oop opslaan, was hy sigbaar bewus van Lazarus wat in Abraham se boesem is. Met ander woorde, ons sal geliefdes kan herken in die hiernamaals, want die ryk man kon Lazarus herken. En hy sê dat Lazarus tog nie kom en 'n druppeltjie water op my tong sit, want er lê smarte in hierdie vlam. En dis hierdie plek van lyding, van smarte en van pyn, wat ook sal opgee wat daarin is in die laaste dag van God se oordeele in sy hofsaal. Daar die prentjie wat jy daar sien, duidelik hoe aan die een kant die mense die helheid opkom na die troonsaal toe en die ander uit die doderyk om volgens hulle werke geoordeel te word. Romeine 3 vers 19 tot 20, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop in die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Ek en jy moet een ding verstaan, dat hier by God se troon sit God as regter. Gee God die Vader die oordeel in sy seun se hande, want sy seun het die prys betaal, en hy is die een wat vrystel of skuldig bevind. Maar dit bly nog steeds 'n hofsitting. En daardie dag, wanneer hierdie dooies uit die doderyk, uit die see, die helheid voor God verskyn, om volgens hulle werke geoordeel te word, sal die aanklaer al hulle verkeerde dade as 'n aanklag teen hulle bring in hierdie hofsaak. En hulle sal nie bevind word om hel toe te gaan omdat God nie van hulle hou nie, maar omdat hulle die wet gebreek het. Vandag nog in hierdie wêreld waar ek en u woon, is daar wette. Daar is 'n hofsaal en die wet sê not guilty until proven guilty. So 'n aangeklagte wat hulle vermoed skuldig moet wees volgens die bevinding op die misdaadstoneel word aangekla en dan word daar 'n hofsaal sitting gereël waar die aanklaer wat gewoonlik die staat verteenwoordig, staatsaanklaer die saak neerlê en dan het die persoon ook die reg om 'n prokureur in te bring as sy verdediging. En dan word daar na al die feite gekyk en as dit bevind word dat hierdie persoon die wet gebreek het. Nie omdat die regter nie van die persoon hou nie. Nie omdat die jury nie van die persoon hou nie. Nie omdat die aanklaer nie van die persoon hou nie. Nie omdat die prokureur wat verdedig, omdat die wet sal bepaal of 'n persoon skuldig bevind word of dan op grond van getuienis onskuldig bevind word. En net so sal dit wees in daardie laaste dag, sal God se woord oopgemaak word en die mens sal volgens God se woord geoordeel word volgens hulle werke. En die werk van die mens, as jy onder die wet is, sal bepaal waar jy jou ewigheid gaan deurbring. Galasiërs 5 vers 19, en werke van die vlees geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, met ander woorde om jouself te ooreet, en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal werk nie. Anderwoorde, die woord van God sê vir jou duidelik, wat is God se standaard, en as jy daardie standaard nie handhaaf nie, en jy staan die dag voor God om geoordeel te word, sal jy op grond van jou werke geoordeel word, en daarvolgens sal die wet dan bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. God se hof, die laaste oordeel.
Hebreërs 9 vers 27, en net soos die mense bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Daar is nie 'n reïnkarnasie nie. Daar is nie van ek het hierdie eerste lewe nie gemaak nie, en nou kan ek terugkom en dit weer leef en probeer om 'n beter mens te wees. Dit is vir die mens bestem om een keer te sterf en daarna die oordeel. Maar ek het vanmôre vir julle goeie nuus. Hierdie is die feite wat ek en jy in die gesig staar. As daar 2000 jaar terug nie 'n Golgotha-heuwel was nie. As daar 2000 jaar terug nie God wat mens geword het en in my plek en jou plek om sterf het aan 'n kruis van Golgotha, was hierdie doembeeld wat ek nou vir jou geskilder het, my en jou voorland. Dan was daar geen hoop vanmôre vir die mensdom nie. Dan het ek hier vanmôre vir nie kerk toe gekom, het ek nie vir nie kom probeer om 'n beter lewe te lei, want die uiteinde daarvan se verdoemenis wees, want almal het gesondig en almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Ek sê altyd, as jy diep genoeg in my lewe gehou, gaan jy 'n paar geraamtes in die diepte van die see kry, wat jy voor my aangesig moet hou, in die diepte van die see. Want God sê, as ek my sondes bly, werk my dit in die diepte van die see. So as jy in die diepte van die see gaan 'n paar geraamtes in my lewe kom uitgrou. En as ek diep genoeg in jou see gaan grou, gaan ek 'n paar geraamtes in jou kas kry. Maar dank God vir Golgotha-heuwel. Daardie dierprys was nie maar net 'n filmverhaal waaroor ons kan films maak en dit self so gryslik uitbeeld soos the Passion of the Christ, of jy eintlik probeer wys wat het hy deurgegaan. Ek wil vir jy sê, wat sou dit die mens baat om te weet presies waardeur Christus gegaan het, wat 'n afskuwelike wrede hartseer pad hy moes stap vir my siel, vir jou siel, as daardie ons nie beweeg om hom te bid en hom te dien en ons hart en ons lewens vol te gee nie. En daarom wil ek vanmôre vir u die hoop aanbied. En hierdie hoop, wanneer die Satan die dag staan om jou aan te kla en hy rol daar die papier uit. En hy sê hierdie seun en hierdie dogter, op grond van hulle hele lewensverhaal, verdien hulle om ewig in die hel te wees en daarna in die poel van vuur. Wil ek vanmôre vir jou sê, daar's een wat jou parakletos is. Een wat jou advokaat is, wat jou verdediging is, wat nie met 'n argument kom nie, nie 'n teen baklei nie. Wanneer die vyand teen die kind van God al jou oortredings so uitrol soos 'n ellelange vel papier, waar mens voel later, ek wil liewer hier onder die bank wegkruip as ek sien wat in hierdie hofsaal of in hierdie saak voor God, as wanneer die aanklaer my jou dag en nag kom aanklaar, rol hy dit so voor God uit. Wie wat doen Jesus? Hy haal nie so 'n stukkie papier uit nie. Hy wys net sy hande. En hy sê, judge, biting fool. No matter how dreadful the sin, maak nie saak of dit soos skarlaken lyk nie, soos purper lyk nie. Biting fool. En dan wys hy sy hand. En dan sê die judge, you pay the price, this soul belongs to you, end of case dismissed. En dan bring die vyand die volgende een in, die volgende een in. Mag ons nie gevang word, of bevind word, dat ons voor hierdie regterstoel sonder Christus moet staan. En ons moet self die prys betaal, van hierdie aanklagte wat teen ons gebring word. God se hof, die laaste oordeel. Micha 6 vers 8, en nou gaan ek begin dieper ingaan met my boodskap. Hy, en dis God, het jou bekend gemaak, o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betraag en ootmoedig te wandel met jou God. Die term van genade is die Hebreëse woord keshat. Hierdie word uitgespreek as keshat
God se onvoorwaardelike genade en medelee. Die woord van geregtigheid is die Hebreëse term mishpat. En in Micha 6 vers 11 lê mishpat, God se geregtigheid, die klem op die aksie om daarin te wandel, en die keshat, genade, plaas die klem op die gesindheid of motief agter die aksie om te leef in hierdie genade. Met ander woorde, ek en u is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus. Maar daardie genade verwag 'n aksie van my en jou om op te staan en daadwerklik van sonde en die aanklag wat teen ons is, wat vir ons wag by die laaste oordeel, weg te stap en te sê dat ek is deur sy genade, deur sy mishpat is ek vrygekoop van hierdie kishat waarin ek ontbreek het, sy geregtigheid. En daarin beweeg ek en jy dan, en kan ons vandag sê, ek is gered nie deur my werke nie deur my vermoëns nie, maar deur sy genade. Maar dit vat 'n verantwoordelikheid dat God se geregtigheid in my lewe moet manifesteer deur die genade wat ek in 'n aksie uitlewe as 'n beeld dat ek deur sy bloed vrygekoop is van elke skuldlas, elke aanklag, elke verweer, is dit daardie bloed van Jesus vir my bevestig vir ewig. God se hof, die laaste oordeel. Psalm 146 vers 7 tot 9 sê, wat aan die verdruktes reg gee, weer hierdie reg wat die woord mishpat, God se geregtigheid. Wat aan die hongeres brood gee, die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebo is op, die Here het die regverdiges lief. Met ander woorde, hierdie mishpat, kinders van hom, sê God, ek het hulle lief, want hulle het my mishat, my genade, nie gering geag nie. Hulle het aangegryp en dit hulle eie gemaak. Kom sit ek in die vanmôre hier, wat goeie mense is? Nee. Ek en jy kan in een sin, in ons eie geregtigheid, in ons eie krag, onttroon en ontbloot word. Maar as ek vanmôre staan en ek sê, deur die bloed van Jesus, staan ek in geregtigheid. God se geregtigheid vanmôre, vrygekoop, nuut gemaak. Die ou mens en sy begeertes het gesterf. Die Here het my oë oopgemaak en my gestuur om sy mishpat, sy geregtigheid te gaan uitlewe, deur sy kishat, sy genade in 'n gebroke wêreld. God se hof, die laaste oordeel. Openbaring 20 van vers 4 sê, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Ek het die siele gesien van die wat ontdoof is, oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herleef tot die 1000 jaar voleindig was nie. Dis die eerste opstanding. Ek wil vir u vanoggend sê, hier is die antwoord. Om God te dien is nie om godsdienstig te raak nie. Om 'n kind van God te wees is nie om 'n tradisie te volg wat ander tradisies aanvat, wat ander godsdienst aanvat nie. Dis om hierdie verklaring te maak omdat God mens geword het en in my plek die skuld betaal het wat ek nie kon betaal nie. Die bloed wat van my moes geëis word, was van sy liggaam geëis. Deur hom is ek geregtig verklaar, deur 'n nuwe mens in Christus te wees vanmôre. Daarom kan ek met ons reikende verlange uitkyk na hierdie een belofte, dat binnekort gaan Jesus sy seuns en sy dogters kom haal. Binnekort, sê 1 Tessalonisense 4, sal die graf toe oopgaan. Met hierdie basyn geklank, soos ek in die vorige boodskappe gebring, met hierdie basyn geklank, sal Christus kom op die wolke, en die wat in hom gesterf het,
sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oor is saam met hulle op wolke weggevoer word om vir altyd by Jesus te wees. En daardie oomblik wanneer ek in daardie wolke weggevoer word binnekort, sal daar geen oordeel meer vir die kind van God wees nie, maar 'n blye ontvangs van 'n ewigheid saam met hom, want die woord van God sê in 1 Tessalonisense 4, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Daarna sal ons opvaar na die hemel toe, na hierdie opvaar wegraap, soos die woord van God sê, en hulle het opgevaar en Jesus op die wolk ontmoet in 1 Tessalonisense 4. Ons is nie vanmôre hier om te argumenteer oor of die woordjie wegraap in die Bybel kom nie. Die woord sê vir ons duidelik in 1 Tessalonisense 4, want ons sal Jesus op die wolk ontmoet. En so sal ons vir altyd by hom wees. Daardie oomblik wanneer daai gebeurtenis plaasvind, gaan hierdie wêreld wat u nou ken, wat reeds soveel chaos het, wat soveel druk op jou lewe plaas, gaan ontplof in ongeregtigheid. Die goddeloosheid gaan toeneem op die wat agterbly. As u dink dit is nou erg, soos wat die lewe nou is, wil ek vir u sê, u mag dit nie mis om reg te wees wanneer Jesus kom, want as jy agterbly, gaan dit 10 keer erger wees as wat die lewe nou is op hierdie aarde, want God se beskerming en die Heilige Gees se intrede is weg, die bruid is weg, die kerk is weg. Daar's niemand waarmee jy kan hardop sê, asseblief bid net saam met my nie. Die kerk is weg. En die woord sê, dan gaan ons op, ons gaan na die bruilofsaal toe. Ons gaan na die bruilof van die Lam toe. En daar sal ons die wit troon oordeel. Nee, daar sal ons beoordeel word. Elkeen volgens sy werke. Reeds gered. Die graf het reeds opgegaan. Jy het reeds opgevaar, jy het reeds 'n verheerlikte liggaam gekry. En nou staan jy in die hemelhowe van die bruilofsaal en jy ontvang loon vir jou werk op aarde. Nie dat dit jou gered het nie, die bloed van Jesus het die werk gedoen, maar daar sal jy loon ontvang vir jou werke wat jy op aarde gedoen het. Nie gered word op jou werke nie, maar loon ontvang vir jou werke wat jy op aarde gedoen het. En intussen terwyl hierdie toneel afspeel in die hemel, is daar 7 bakke van oordeele wat op hierdie aarde, op die goddeloosheid uitgegiet word in die groot verdrukking vir die wat agterbly. En dan, wanneer daar die verdrukking verby is, sal hierdie toneel wat u nou gaan sien, waar ons op die trone gaan sit het en krone ontvang het. En die woord van God sê, nie Simon Oendal, nie pastoor Simon nie, die woord sê, salig en heilig is hy wat deel het in die eerste opstanding. Hy sê so, en hulle het as konings geregeer saam met Christus 1000 jaar lang. Sal op die trone gaan sit in die hemel. En ons kom terug om as priesters en konings saam met hom te kom heers op hierdie aarde. Vir 1000 jaar lang. Waar is die ander wat dit nie gemaak het in hierdie 1000 jaar, terwyl ons oor die oorblywendes van die nasies gaan kom heers? Die woord sê, hulle het nie opgestaan totdat hierdie 1000 jaar verby is. En dan, na die 1000 jaar verby is, sal voor God verskyning geoordeel word. Romeine 1 vers 14, die opskrif sê, die nuwe lewe onder genade, God se geshat, die gees van die heiligheid en aanneming as kinders. Dis die opskrif van Romeine 8 vers 1 tot 14. Die nuwe lewe onder die genade, God se geshat, die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. In ander woorde, die wat die werke van die vlees van Galasiërs 5, waarvan ek vroeër gelees het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sou erf, hulle wat hierdie vlees neergelê en in die gees begin te wandel het en gehoorsaamheid aan God, want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet
van die sonde en die dood. Hierdie wet van genade, wat Christus se bloed prys wat my kom vrykoop het oor my lewe kom aktiveer het my vry kom koop van die wet wat my veroordeel in sonde. En daarom in Jesus nuut gemaak, lewe ons nie meer onder die wet wat oordeel nie, maar onder die wet van genade wat vrymaak. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. Dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel, maar na die gees. Want die wat die vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar wat geestelik is, geestelike dinge. Want die wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, is naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Die geshat, die geregtigheid, vanweë die geregtigheid van God wat nou in my kom woon. En as die gees van God, wat Jesus in die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat in Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Want as jy na die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jy deur die gees die werke van die liggaam doodgemaak het, sal jy lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Die keuse lê in jou hande en jou hart voor God. Ek en jy kan vanmôre hierdie boodskap swaar eet, ons kan swaar daaraan kou. Maar ek wil vir julle sê, weet jy wat is die waarheid vanmôre? 80% van die kerk is te bang om oor sonde te praat. 80% van die kerke bring eerder vir jou die pudding elke Sondag. En dit terwyl daar so 'n verskriklike werklikheid op hierdie wêreld wag, dat binnekort kom Jesus sy bruid al. Binnekort gaan hierdie arseenlaag skeer. Gaan die wolke sy naam uitroep. Met 'n aardse klank kom hy sy kinders al. Binnekort. Ek sê in hierdie week sê ek vir iemand wat by my in die sitkamer sit, ek sê, wie jy kom weet ek dit, ek weet, dis nou nader as ooit. Nader as ooit. Jy weet, word hierdie jaar 58, ek was 'n klein ou laitiekie man van, ek dink 6 of 7. Toe het ek al gehoor praat van die wederkoms van die Here. Hier in die 80s het mense al op billboards datums gesit dat Jesus kom. In 1848 het die Millerite al gesê Jesus kom in 1848. En so die een prediction na die ander prediction deur die jare gaan. Net so rukkie terug het sommige van ons eie bekende mense sommige datum gekoppel aan wanneer Jesus kom en dit het nie gebeur nie. En vandag is die persoon baie stil, jy hoor nie baie van hom nie. Maar ek verhoor wat ek vir vanmôre sê, hoekom ek met Simon is. Nie 'n datum koppel nie, want die dag en die uur weet, ons sien Jesus en die engele weet nie, net die Vader weet. Maar weet jy, kom glo ek met my hele wese, dat ons is nou nader as ooit. Ten midde van al hierdie vorige tye wat gesê was, dat Jesus se koms is hier, dis nou, dis op hande. Weet jy, hoe glo ek vandag dat ons is nader as ooit. Want eerste keer in die geskiedenis van die mensdom, het 'n vervulling van 'n profesie in vervulling gekom. Hy sê wanneer die dier se beeld 'n gees soos die van 'n mens ontvang, en namens jou kan besluit of jy kan koop of nie kan verkoop nie. En vir die eerste keer in die geskiedenis van die mens is daar 'n AI wat 'n siel soos 'n mens het, maar hy's 'n dooie ding. Nog nooit was daar AI. Nog nooit kon 'n dooie ding 'n siel hê soos 'n mens wat kan dink soos 'n mens en besluite neem soos 'n mens, soos hierdie AI wat nou opstaan in hierdie tyd. En as jy mooi gaan kyk, die hele wêreld jaag na hierdie AI beheerde wêreld. Digitale ID's, digitale geldstelsel. En hierdie AI-sisteem gaan op die einde van die dag by die nuwe wêreldorde bepaal wie kan koop en wie kan nie verkoop nie.
En is so maklik soos dit. As my geld elektroniese geld is, en my ID is elektroniese ID, ek kan môreoggend opstaan, en ek kan werk toe gaan. Ek kan gaan werk deur die sweet in my gesig afloop. En daai geld kan aan die einde van die maand elektronies in my bank betaal word. Ek het nie meer 'n kaartjie nie, ek kan nie meer gaan geld trek by ATM nie. Ek kan nie meer gaan geld vat en by 'n winkelsentrum instap en 'n brood gaan koop met geld nie, want daar is nie meer geld nie, alles is elektronies. En nou sê die stelsel dat as ek die staat nie aanbid nie en ek wil 'n God aanbid wat nie die staat goedkeur nie. Hulle sensor wie ek mag aanbid en hoe ek dit moet aanbid. Hulle sensor hoe die preke gepreek mag word, hoe dit nie gepreek mag word nie. En die oomblik as ek skuldig kan bevind word op die nuwe wette. Die mens kan van die wet af weghardloop net soos hy wil. Daar sal altyd wette wees wat die mens beheer. Of God se wet of hierdie wêreld se wette. En die oomblik as daar die wet sê dat ek is skuldig. Ek is geblacklist. Dan sit ek soos wat miljoene Chinese nou alreeds in China sit op straat, omdat hulle die digitale idee nuwe vat en nuwe oorgaan na die digitale geld sal sit. Hulle sit, jong mense, sit op straat gaan bedoel. Hulle sit op straat, oornag, kan nie meer werk toe gaan nie. Hy kan nie inklok nie. Hy het nie die digitale ID nie. Hy kan nie sy geld wat hy in die bank het gebruik nie, want hy het nie 'n digitale toegang tot hy geld, hy is geblacklist. Geen geld, geen huis, geen werk. Dis reeds op hierdie oomblik wat ek en jy vanoggend in hierdie kerk sit, 'n werklikheid in die wêreld daar buitekant. En die Here sê, hierdie stelsel word nog net deur een ding weerhou en teëgestaan. Die Heilige Gees in die kerk, wat daar teen bid. Dis al wat nog teen hierdie stelsel staan. Ons kry gereeld nog WhatsApp, dan sê hulle, bid asseblief teen hierdie wet, dat hy net nie in werking moet kom in ons land nie. Gee jou petisie dat jy teen hierdie wet het. Daar is nog 'n stelsel in hierdie wêreld wat geregtigheid najag, wat teen hierdie goed staan, en hulle wet sit en sê, so, het jy nou gedink as die kerk weg is, wat teen dit staan? Die Gees van God is weg. Wat gaan dit dan keer? Dat het 10 keer erger gaan word as wat dit nou is. En my woorde vanmôre aan u in hierdie boodskap, wat ek saam met u wil stuur huis toe. Die keuse lê in jou hande en jou hart voor God. Of God se oordeel in die laaste oordeelsdag. Jy kan maar na hierdie prentjie kyk, ek kan na hierdie prentjie kyk, maar glo wat ek vanmôre vir sê, so seker as waar daar 'n God in die hemel is, hierdie dag is op pad. Of nou reeds vry om saam met Christus Jesus oor ons sondes te heers en saam met hom te kan gaan sit op krone, op trone. Saam met hom terug te kom en as konings en priesters vir 1000 jaar op hierdie aarde te kom heers. Waar geen stelsel vir jou kan sê, mag nie koop of nie koop nie. Waar geen stelsel ooit weer vir jou kan sê, mag nie werk nie. Waar geen stelsel ooit weer vir jou mag sê, mag nie eet nie. Want God is vrygemaak om saam met hom vir 1000 jaar as konings en priesters kom heers. Binnekort. Laat vanmôre vir u sê, gaan al hierdie dinge in vervulling kom. Gedagtheid vandag se padkos. Jou onvergeefde verkeerde dade, woorde, gedagtes, motiewe gedurende jou lewe op aarde gaan jou eendag oordeel deur die wet van God. Of daar is dan nou geen veroordeling meer vir die kind van God wat deur Jesus Christus se bloed vrygespreek is in sy geregtigheid, sy mispad. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons lewe in ernstige tye. En soms voel dit vir my of die kerk dit nie besef nie. Soms voel dit vir my of die kerk hoop môre gaan alles verander. Môre gaan 'n beter dag wees. Môre gaan die wêreld weer begin God te dien. Terwyl Openbaring sê dit in hierdie laaste dae sal die wat vuil is vuiler word, en die wat skoon is sal skoner word. Ons lewe in 'n tyd, my God,
waar ons met ons mond sê, dis die eindtyd, waar ons in ons mond bely dat Jesus kom soos 'n behanger is nie meer lank nie, maar in ons hart en in ons optrede wil ons nog aan hierdie wêreld vashou. Dat ek vanmôre bid, Papa Vader is, voed ons, hou ons warm, bid vir dak oor ons koppe. Terwyl ons 'n stryd stry wat ons nie altyd verstaan nie, maar dat ons kan vashou tot die einde, sodat ons naam in die boek van die lewe geskryf kan wees. Ekskuus, Vader, vra nie verskoning teen U nie, maar ek weier om enigiets anders te preek as die waarheid wat U my opdrag gee.